En weer eens goeienaand aan almal. Hierdie lesing of aanbieding word gedoen om te verduidelik hoekom daar 'n behoefte is aan 'n nuwe psalmboek en hoe ons te werk gegaan het om daardie behoefte dan nou te bevredig. Of anders gestel, aangesien daar klaar Afrikaanse psalmbundels beskikbaar is, wat noodsaak die ontwikkeling van 'n nuwe psalmbundel, aangesien daar al klaar psalmbundels is. En hoe word die tekortkominge in die huidige psalmbundels opgelos in ons nuwe psalmboek, naamlik die psalms van Dawid in Metrum. Nou ons gemeente se algemene gebruik of praktyk was nog altyd om uit die algemene liedboek van die kerk te sing. Ons het altans bitter selde enige van die psalms gesing, soos julle weet. Ons het miskien 2 of 3 van die psalms gesing, maar dit was dit gewees, bloot omdat die psalms onbekend vir ons was, terwyl die gesange makliker en oor die algemeen meer bekend was om te sing, sowel as die dientjies wat daarmee gepaard gegaan het. Ons het toe tot die oortuiging gekom, waar ek ook in 'n ander opname daardie oortuiging verduidelik, dat ons alleenlik die psalms moet sing, kortliks omrede, want die psalms is God se woord en enigiets anders is nie. Dis hoe eenvoudig dit is. Die psalms alleenlik is onfeilbaar. Die psalms alleenlik is foutloos en genoegsaam. Die psalms alleenlik is Heilige Gees geïnspireerd, want dit is letterlik God se woord. En geen ander lied of gesangbundel kan dit sê nie. Dit is soos om die Bybel met 'n teologiese boek te vergelyk. Die teologiese boek mag dalk goeie teologie in hê en goed wees om te studeer, maar daardie teologiese boek is nie die Bybel nie. Dit is nie foutloos en onfeilbaar en genoegsaam en Heilige Gees geïnspireerd nie, al is dit goeie teologie. En net soos daar nie uit 'n teologiese boek gepreek moet word in die erediens nie, maar uit God se woord alleenlik, so behoort daar ook nie enige ander liedere gesing te word as die psalms, ongeag hoe goed die teologie en enige van die ander gesange mag wees nie. Want dit is nie God se woord nie. Dis hoe eenvoudig dit is. Nou aangesien daar klaar Afrikaanse psalms is om te sing, hoekom dan nou met 'n nuwe psalmbundel opkom? En daar is 3 probleme wat ek graag wil uitwys in lig van die bestaande Afrikaanse psalmbundels, wat vir my genoegsame rede is om wel met 'n nuwe psalmbundel vorendag te kom. Die eerste probleem is die melodie. Die tweede probleem is die beruiming of die bewoording van daardie psalms. En die derde rede is kopiereg. En ek wil graag hierdie 3 punte dan nou afsonderlik hanteer. Eerstens die melodie. Die melodie wat gebruik word in die psalmbundels wat tans bestaan, is uiters kompleks en is ook moeilik om te leer. Een van die grootste nagevolge hiervan is die feit dat dit moeilik is om die psalms te sing, tensy dit begelei word in die kerk, waar jy saam met 'n span ander mense sing wat dit ook ken. Die gevolg is ook dat bitter min mense die psalms in hulle huise sing, as deel van hulle huisgodsdiens, saam met ons families en ons kinders, want dit is bloot net te moeilik om te sing op jou eie, sonder die nodige begeleiding, soos wat mense in baie kerke dan nou kry. Nou my eerste reaksie toe ons tot die oortuiging gekom het dat ons alleenlik die psalms moet sing, was eenvoudig, kom ons sing die psalms wat in die liedboek van die kerk is. Dit is my eerste reaksie gewees. Wel, ons raak oortuig dat ons die psalms moet sing, dit is God se woord. Die eerste logiese reaksie is, wel ons het die liedboek van die kerk, kom ons sing die psalms wat daarin is. Ons het klaar hierdie boeke. Maar die realiteit was, die leerkurwe vir daardie melodie was net te styl. En ek is redelik musikaal aangelê. En as ek wat musikaal aangelê is, dit moeilik gevind het om die wysies baas te raak, dan gaan almal wat nie musikaal aangelê is nie, dit nog moeiliker vind, en ek kan nie verwag dat enige van die gesinne in die kerk
liedere by die huis moet sing, wat ek self mee sukkel om te sing nie. En wat moeilik is om te sing nie, indien jy nie begelei word nie. Nou, dit is die eerste probleem. Met ander woorde, dit is nie soveel 'n teologiese probleem, soos wat dit 'n praktiese probleem is nie. Vanuit 'n praktiese oogpunt is dit moeilik om te leer en dit is moeilik om dit te gebruik, nie net in die kerk nie, maar ook binne ons gesinne tydens ons huisgodsdiens. 'n Goeie psalmbundel moet dit so maklik as moontlik maak, nie net vir kerke nie, maar vir gesinne om die psalms te kan sing. Dit is 'n goeie psalmbundel. Iets wat maklik is, nie net om in die kerk te sing nie, maar ook vir ons huisgodsdiens elke dag. Veral as mense van 'n agtergrond afkom, wat nie daarmee groot geraak het nie. En die psalmbundels wat tans gebruik word in kerke, is nie eenvoudig om te leer nie. Dis komplekse melodieë en dingetjies wat daar gebruik word. En 'n mens kan dan ook nie van die gesinne verwag om dit as deel van hulle huisgodsdiens te gebruik nie. Die tweede probleem is beide prakties sowel as teologies van aard. Want dit behels die beruiming en die bewoording van die psalms wat tans bestaan in die gereformeerde kerke van Suid-Afrika. En hier gaan ek baie mense ontstel wat in gereformeerde kerke is, want ons is lief vir ons tradisies. Maar tradisies moet ook kan standhou indien dit uitgedaag word, anders is dit nie goeie tradisies om in die eerste plek aan vas te hou nie. Nou, net 'n bietjie agtergrond, daar is hoofsaaklik 2 stelle beruimings wat gebruik word vir die psalms in gereformeerde kerke binne Suid-Afrika. Eerstens die Tosius beruiming van 1936/37, wat ek ook glo hersien was in 1944. En die tweede ene is die T.T. Kloete beruiming. So jy het die Tosius beruiming en jy het die Kloete beruiming. Dis die 2 hoofpsalmbundels of beruimings wat gebruik word in kerke in Suid-Afrika. En die Kloete beruiming het hy begin in die 1980s en hy het dit uiteindelik klaar gemaak in 2001, met ander woorde meer as 10 jaar later, waarvoor hy dan ook die Andrew Murray prys gekry het in 2002. Nou enigiets wat die Andrew Murray prys wen, moet al klaar rooi ligte vir ons wees. Die jaar voor hy die Andrew Murray prys gewen het in 2002 en 2001, het Ben Kloete byvoorbeeld die Andrew Murray prys gewen met sy afvallige boek waar hy argumenteer dat die Bybel nie God se woord is nie, en dat hy ook Christus se goddelikheid bevraagteken het, maar hy het die Andrew Murray prys gewen. Nou T.T. Kloete het die jaar net daarna vir sy psalmbundel ook die Andrew Murray prys gewen. Maar ongeag, dit is hoofsaaklik die 2 psalmberuimings wat tans deur kerke gebruik word, die Tosius beruiming en dan ook die T.T. Kloete beruiming. Die liedboek van die kerk, wat in baie kerke gebruik word, en ons in bevat die T.T. Kloete beruiming van die psalms. En hierdie beruiming is ook onder kopiereg. Ons sal binnekort kopiereg behandel in die 3de probleem met die psalms. Die Tosius beruiming, aan die ander kant, word weer gebruik onder andere in die gereformeerde kerke van Suid-Afrika, of althans onder die doppers. Hulle gebruik weer hoofsaaklik die Tosius beruiming van die psalms. Baie van die melodieë in die 2 psalmboeke stem ooreen, alhoewel die T.T. Kloete weergawe, die nuwer weergawe, soos ons dit vind in die liedboek van die kerk, baie van die dingetjies aangepas het, en omdat hulle dit aangepas het, val dit nou natuurlik weer onder kopiereg, of hulle het nuwe dingetjies vir die psalms geskryf, en dit val dan onder kopiereg, want dit is nuwe liedjies. Nou dit is net 'n bietjie agtergrond wat nodig is om te verstaan, want dit is nie net dat die probleem rakende die moeilike melodieë altyd psalmbundels aanraak nie. Die bewoording en beruiming is ook 'n probleem met altyd. Wanneer dit kom by altyd weergawes van die psalmboeke, naamlik die Tosius beruiming, sowel as die Kloete beruiming. En dit is waar baie mense met my ontsteld gaan raak, omdat Tosius se beruiming baie hoog geag word onder die gereformeerde kerke.
En 'n mens verstaan dit ook, aangesien hy so baie vir die geloof beteken het in hierdie land, veral in sy vertaling van die Bybel, of althans die 33-53 ou vertaling, wat hy gehelp het om te vertaal. Hy het baie bygedra tot die geloof in hierdie land, en die 53 vertaling is 'n uiters goeie Bybelvertaling, en dis hoekom ons ook daardie vertaling gebruik. Sy beruiming, of sy bewoording en uitleg van die psalms aan die ander kant, is nie die beste nie. En ek sal sê hoekom ek so sê. Die hervormers, onder andere mense soos George Gillespie, 'n Skotse teoloog van die 1600s, en diegene wat die Skotse psalms beruim het, sowel as Calvin met die Geneefse psalms, was onder die oortuiging dat die psalms so getrou as moontlik aan die oorspronklike Hebreëse psalms moet wees. Dit moet skrifgetrou wees. Tosius, anders as met sy Bybelse vertaling, het nie noodwendig so swaar gesteun op die bronteks vir sy psalmberuiming nie, maar eerder op die Nederlandse weergawe van die psalms. Daar is dus 'n groot verskil tussen die ou vertaling van die Bybel en Tosius se beruiming van die psalms. Of as ek dit anders kan stel, daar is 'n baie groot verskil tussen die boek van psalms in die 53 vertaling, wat deur Tosius vertaal is, en sy psalms, soos ons dit in die Tosius beruiming kry. Daar's 'n baie groot verskil tussen die twee, alhoewel hy albei gedoen het. En T.T. Kloete dan nou weer, wat die ander psalmbundel beruim het, vra dan die vraag, maar hoekom is daar so groot verskil tussen die twee, as hy albei gedoen het? Hoekom is daar so groot verskil tussen die Tosius se beruiming en sy vertaling van die 33-53 ou vertaling? En ek haal graag 'n deel aan wat hy geskryf het, waar hy sê, die standaard van Tosius se Afrikaans in die Afrikaans ou vertaling en die goeie beeld wat dit gee van die Afrikaans van daardie tyd is die een kant van die saak. Die ander kant is dat mens nie dieselfde van die Afrikaans van die Tosius beruiming van die psalms kan sê nie. Van waar dan die verskil tussen Tosius se Afrikaans in die Afrikaans ou vertaling en in die Tosius beruiming? Dit is hoofsaaklik daaraan toe te skryf dat Tosius in sy psalmberuiming in 'n baie groot mate gesteun het op die Nederlandse beruiming van 1773 en op ander ou Nederlandse beruimings, in die besonder soos hy dit gevind het in die psalmbundel van J. van Elring, waarin Nederlandse beruimings van die vroegste tye af opgeneem is. En hy gaan dan aan om te sê, waar Tosius in sy prosa vertaling van die psalms in die Bybel klaarblyklik baie vertalings in verskeie tale geraadpleeg het, het hy hom in die beruiming van die psalms hoofsaaklik op bogenoemde twee voorbeelde verlaat. Met ander woorde, Tosius het hoofsaaklik gesteun op die Nederlandse psalmbundel en die Nederlandse psalmbundel van J. van Elring vir sy eie beruiming. En Kloete gaan dan verder aan om te sê, die Nederlandse psalms van 1773 was tot met die verskyning van die Tosius beruiming in die Afrikaanse kerke in gebruik, menende die Nederlandse psalms was gesing in kerke, totdat die Tosius beruiming afgehandel was. Miskien, sê Kloete, miskien het Tosius hom bewustelik uit vrye wil of as opdrag so na moontlik aan die destyds bekende Nederlandse beruimings gehou. Hy erken in sy voorwoord tot die Tosius beruiming dat hy soms direk uit die Nederlands oorgeneem het, maar hy het aansienlik meer, soms in versteekte vorm en baie meer dikwels direk woord vir woord oorgeneem as wat hy aandui. En T.T. Kloete gaan dan aan om 'n vergelyking te trek van Psalm 117 as 'n voorbeeld tussen die Tosius beruiming en die Nederlandse beruiming van 1773. En dit is feitelik woord vir woord aangehaal. Nie van 'n direkte vertaling van die Hebreëus af nie, maar van 'n vertaling of 'n beruiming van die Nederlandse psalms.
En Kloete doen dit om te wys dat Tosius nie op sy eie vertaling van die Bybel staat gemaak het nie, maar eerder op 'n vertaling of op die Nederlandse beruiming as op die bronteks om sy psalms te beruim. Nou ons kan 'n voorbeeld hiervan sien. Daarso bo sien ons die 53 vertaling wat Tosius gedoen het, dan sien ons die Tosius beruiming aan die linkerkant en ons sien die Nederlandse beruiming van 1773 en julle sien elke lyn is feitelik woord vir woord. Loof, loof die Heer, o heidendom, regs. Loof, loof den Heer, gij heidendom. O volke, prys sy naam alom. Gij volken, prys sy naam alom. Sy goedheid is in nood en dood. Zijn goedheid is in nood en dood. Vir ons sy volk oneindig groot. Voor ons zijn volk oneindig groot. Sy waarheid wankel nimmer meer. Zijn waarheid wankelt nimmer meer. Sing halleluja, sing sy eer. Zingt halleluja, zingt zijn eer. Dit is woord vir woord uit die Nederlands oorgehaal. Dit is nie uit die bronteks of uit sy eie letterlike vertaling van die Ou Testament gehaal nie. Die eerste punt wat ek net graag wil maak is net omdat ek sê dat Tosius se beruiming van die psalms nie goed is nie, beteken nie ek sê sy Bybelvertaling is sleg nie. Inteendeel, sy Bybelvertaling is uiters goed. Hy het net nie noodwendig op sy Bybelvertaling gesteun om die psalms te beruim nie, soos ons ooglopend kan sien die geval is. En tweedens, dit is ook die einste probleem met sy psalms, naamlik dat hy nie gesteun het op die oorspronklike Hebreëus nie, maar ander mense se beruimings. Terwyl hy eerder op sy eie goeie letterlike vertaling van die Bybel moes steun om die psalms te beruim het. Plek sy maar net op sy eie vertaling gesteun het. Dit sou beter gewees het. En ooreenkomstig met die metodiek van die hervormers, wat van die oortuiging was, dat dit wel van die bronteks af moet vertaal en beruim word. Om 'n vertaling te doen uit die bronteks, 'n Bybelvertaling, neem 'n mens al klaar een stap weg van die oorspronklike af, want dit is 'n vertaling. Om 'n beruiming van daardie vertaling te doen, neem 'n mens 'n tweede stap weg van die bronteks af. Maar om 'n vertaling te doen van iemand anders se beruiming wat gedoen is van 'n vertaling, loop teen die grein van die metodiek wat die hervormers gebruik het toe hulle die psalms vir hulle self beruim het, naamlik om dit so na as moontlik aan die bronteks te hou. Die probleem waarmee ons dan sit in die Tosius beruiming, en ons sit met dieselfde probleem in die Kloete beruiming, is dat dit baie gereeld die geval is dat 'n mens sukkel om te bepaal watse deel van die Bybel jy besig is om te sing. Dis 'n massiewe probleem. Jy sukkel om te bepaal watse deel van die Bybel in die psalms jy besig is om te sing, omdat die psalmberuiming so ver weg beweeg het van die bronteks af. Ek gee graag 'n voorbeeld in Psalm 5. En ek het ewekansig hierdie psalm gekies. Ek het nie gaan soek na die een wat my standpunt die beste gaan ondersteun nie. Ek het net uit die lug uit gehap, ek gaan Psalm 5 gebruik. Want die realiteit is, jy vind 'n voorbeeld hiervan in byna al die psalms. Hierdie is nie die uitsondering nie. Maar kom ons kyk na Tosius se 53 vertaling van Psalm 5, wat 'n goeie letterlike vertaling is, en ons vergelyk dit met sy beruiming daarvan. Daar aan die regterkant sien jy Tosius se 53 vertaling, ek net die eerste 10 verse van Psalm 5, aan die linkerkant sien jy onder andere vers 4 van sy beruiming. Nou, gaan ek die vraag aan julle stel, watse gedeelte vanuit die 53 vertaling aan die regterkant word deur die beruiming aan die linkerkant verteenwoordig? Watse deel aan die regterkant word gesing aan die linkerkant? En kyk gou of julle vir my 'n antwoord kan gee.
raai as jy moet. So wat 'n deel van daai 10 verse aan die regterkant word verteenwoordig deur sy beruiming van dieselfde Psalm aan die linkerkant. In hierdie geval vers 4 van sy beruiming. Julle kan lees tot daarson, né? Vers 5 en 6. Ons is reg, vers 5 en 6. Maar hoe lank het dit ongevat om dit uit te vind? En net toe ek begin lees, ek was gelees eers. En hoe, Dit is duidelik, met die goddeloosheid, dit staan nie in vers 4 nie, maar dit staan in vers 5 en 6. Wat hy sê, jy sal die goddeloosheid rig, jy kan die sondaar voor die oog eensins gedoe. hoeveel het gesukkel om dit te kry? Wie kon vers 5 en 6 kry? Kon enigiemand vers 5 en 6 kry? En dit is die probleem. Daar is miskien 1 of 2 wat dit gaan optel, gelukkig, want jy kyk dadelik na die regte vers en jy match dit vinnig. Maar dis die uitsondering, soos ons nou gesien het. Nog 'n voorbeeld, weer eens, ek het nie hierdie spesifieke Psalm uitgesoek nie, ek het willekeurig daarop besluit. Psalm 69. Kom ons doen dieselfde oefening. As jy 'n antwoord het, is jy welkom om te sê. Vers 6 en 7. Probeer weer. En dit is my punt wat ek bedoel, deur jy sing die Psalm, maar jy weet nie eens wat 'n deel van die Bybel jy besig is om te sing nie. Enige idee? Ek dink nie een nie. Dis vers 6, 7 en 8. Die punt is, een vers is verkeerd. Jy weet nie wat se deel jy sing nie. Vers 3 daarso word verteenwoordig, vers 6, 7 en 8 aan die regterkant. Julle sal sien vers 8 ook, want daar staan, want om u ontwil dra ek smaad, bedek skande my aangesig, en die laaste 2 lyne, en dra my smaad geduldig stil om u, o Heer, om u ontwil. Daar is vers 8. Hier is vers 2 van Kloete se beruiming van dieselfde Psalm. Die vorige was Tosius se beruiming, hier is vers 2 van Kloete se beruiming van dieselfde Psalm. En kom ons doen dieselfde oefening hierso.
Julle is welkom om te raai as julle wil. Ekskuus. Vers 5 en 6. En Klute doen nog swakker as Tosius, want hy praat van God wat die psalmskrywer se redder moet wees in sy beruiming, wees U my redding en verweer, sê hy daar in sy laaste vers, maar die psalm sê niks daarvan nie. Die gedeelte wat hy beruim, praat niks van God wat ons redder moet wees. Ons weet hy is ons redder, maar dis nie wat die psalm daar sê nie. Nou, was hierdie manne, Tosius en Klute, was hulle uitstekende digters? Ja, absoluut uitstekend. Is hulle psalmberuimings meesterstukke in digkuns? Ja, dis absolute meesterstukke in digkuns. Is goeie digkuns die primêre faktor waarin 'n goeie psalmboek moet gemeet word? En die antwoord is nee. Skrifgetrouheid is. 'n Goeie psalmboek moet geken word aan skrifgetrouheid, nie goeie digkuns nie. En hierdie psalms wat ek gebruik het, is nie die uitsonderings tot dit wat ek nou bewys het nie. Dit is hoe elke psalm lyk. Ek het letterlik net psalms uit die lug uitgevat. Want ek weet dit is die geval met meeste van die psalms. As digkuns en mooi Afrikaanse spraak ons primêre maatstaf was, dan het ons almal die boodskap vertaling van die Bybel gelees. Maar die boodskap vertaling is 'n treurige vertaling van die Bybel, al is dit mooi Afrikaans. Dit is 'n treurige vertaling van die Bybel, want dit is nie skrifgetrou nie. En hoekom kan die psalms wat ons sing 'n uitsondering wees tot hierdie reël? Dit moenie. Die psalms wat ons sing moet nie 'n uitsondering wees tot hierdie reël nie. Dit moet skrifgetrou wees. Hoekom moet ons die psalms sing? Want dit leer ons God se woord. Dis hoekom ons die psalms sing. Dit leer ons God se woord. Maar as jy nie eers weet wat se deel van God se woord jy besig is om te sing nie, en met wat se deel van God se woord dit ooreenstem nie, is dit 'n goeie psalm? Nee, dit is nie. As die doel van die psalms is om ons God se woord te leer, dan val dit. En die verdere probleem is, die betekenis van die beruiming stem in baie gevalle nie ooreen met dit wat die skrif sê nie. Weereens, ek het hierdie psalm nie uitgekies nie, ek het bloot besluit dat, aangesien ek klaar besig is met psalm 69, gaan ek net op dieselfde psalm gaan soek vir 'n voorbeeld hiervan, dat die beruiming nie noodwendig eers ooreenstem met dit wat in die Bybel staan nie. So as ons weer kyk na Tosius se beruiming van psalm 69, sien ons onder andere dat die eerste lyn van Tosius se beruiming van sy 3de vers ooreenstem met vers 6 in die ou vertaling. Maar in sy beruiming behels dit 'n aksie en 'n begeerte van die mens, naamlik ek wil my skuld bely. Voor U alleen wil ek skuld bely. Dit verteenwoordig 'n aksie wat die persoon wil doen. Terwyl die Bybel praat van God se alwetendheid. O God, U weet van my dwaasheid en my skuldige dade is vir U nie verborge nie. Dit praat van God se alwetendheid. Dit praat nie van die psalmskrywer se begeerte om sy skuld te bely nie. Dit praat van God wat weet van sy sonde. Dis twee verskillende dinge. En dat hy ons sonde ken. En dit praat nie noodwendig van die begeerte van die mens nie. Naamlik waar staan, my skuldige dade is vir U nie verborge nie. Nou dit is een voorbeeld van duisende.
En as jy wil argumenteer dat dit eintlik is wat die psalmskrywer bedoel het, dat hy wel sy skuld wil bely, as hy argumenteer dat dit eintlik is wat hy bedoel het deur daai verse, dan kan ek 1000 ander voorbeelde ook vir jou aanhaal. Ek het bloot net gaan soek in die psalm wat ek klaar besig was om te gebruik. Want ek geweet ek gaan iets kry. Want dit is die geval met al die psalms, of meeste van hulle. Dat die beruiming stem nie noodwendig ooreen met dit wat die woord self kommunikeer nie. Die meesters wat hierdie manne was in digkuns, kan 'n mens nie meestry nie. En die bydrae wat Tosius gemaak het tot die geloof in hierdie land, kan 'n mens nie anders as om te erken nie. Min mense het so 'n groot invloed op die geloof in hierdie land gehad soos hy, veral met sy vertaling van die ou vertaling, die 53 of die 33 vertaling. Maar die psalmberuiming skiet ver kort van wat dit behoort te wees. Want skrifgetrouheid was prysgegee vir digterlike vryheid. Ek sê weer, skrifgetrouheid was prysgegee vir digterlike vryheid. En dit is teenstrydig met die metodiek van die hervormers, beide uit die Geneefse tradisie uit, sowel as die Skotse tradisie. En die laaste probleem, of die derde probleem met die psalmbundels wat ons tans tot ons beskikking het, is kopiereg. Welgedaan en krediet moet gegee word aan die gereformeerde kerke van Suid-Afrika, of althans die doppers, wat wel die Tosiusberuiming beskikbaar maak vir almal om te gebruik, sonder dat jy hulle hoef iets te betaal daarvoor. Welgedaan aan die doppers om dit vrylik beskikbaar te maak. Die T.T. Kloete beruiming, soos ons dit kry in die liedboek van die kerk, en baie van die melodieë wat daarmee gepaard gaan, is 'n ander storie. En jy moet lisensiegelde betaal om dit te kan gebruik, onder andere, en sover ek weet, aan mense soos Bybel Media. Nou my eerlike opinie rondom kopiereg is dat geen Christelike hulpbron behoort kopiereg te hê nie. Ek verstaan dat jy nie 'n hardeband boek verniet kan weggee nie, want om 'n boek te druk kos geld en papier kos geld. Almal weet hierdie dinge kos geld. Maar maak dit verniet elektronies beskikbaar of gee mense die geleentheid om dit self te kan druk indien hulle dit wil druk en indien hulle dit wil sing sonder om aan jou lisensiegelde te hoef te betaal. Of vra kosprys vir die fisiese boek indien mense die fisiese boek wil hê sodat jy ten minste net jou omkostes kan dek. Al ons boeke sonder uitsondering wat ons vrystel is verniet beskikbaar op ons webtuiste of as 'n e-boek. En as jy fisiese kopie soek, dan vra ons bloot net die kosprys vir dit wat dit gekos het om ons boeke te laat druk. Of jy kan dit self laat druk as jy wil. Hoekom? Want die kerk betaal my salaris. Die kerk betaal vir my salaris, sodat ek in diens kan wees van die Here. En kerke behoort mekaar te dien deur om hulle hulpbronne vir mekaar beskikbaar te maak. En daardie kerke moet vir hulle dominees betaal, sodat hulle kan lewe. En tweedens, vrylik het julle ontvang, vrylik gee, soos die skrif ons leer. Daar is 'n spesiale plek in die hel vir die mense wat hulle self wil ryk maak deur die tempel 'n den van rowers te wil maak. Maar terug by die punt, hierdie is die 3 probleme waarmee ons gesit het toe ons wou oorskakel na psalmsang alleenlik. Naamlik, die melodie is besonder moeilik. Dit is moeilike dingetjies om te leer en om te sing sonder begeleiding. Dit is moeilike dingetjies om te gebruik by die huis vir jou huisgodsdiens. Die bewoording of beruiming is nie skrifgetrou nie, tweedens. Die bewoording en beruiming is nie skrifgetrou nie. En die kopiereg maak dat ons deelneem aan die afvalliges se geldgierigheid. Ek hou nie daarvan om vir sulke diewe geld te betaal, sodat ek die woord kan sing nie. Dit maak nie sin nie. Dit grens aan afvalligheid. Dis so goed jy sê vir my,
ek moet jou lisensiegelde betaal voor ek die Bybel mag lees. Die psalms is deel van die Bybel. Maar nou moet ek vir jou lisensiegelde betaal as ek het wil sing. En wat is die oplossing waarmee ons opgekom het? Die oplossing waarmee ons opgekom het vir al hierdie probleme is die psalms van Dawid in metrum. Daar is ons sy mooi, hierso is die boekies wat gekom het. Dit is ons oplossing vir al hierdie probleme. Nou, net om 'n bietjie agtergrond te skep, en wat nodig is om te verstaan, daar het basies 2 tradisies vir die psalms vanuit die reformatie era ontstaan. Naamlik die Geneefse psalms, eerstens, en tweedens die Skotse psalms. Dit is die 2 tradisies rakende psalmberuiming wat uit die reformatie era uitgekom het. Die Geneefse psalmtradisie en die Skotse psalms. Beide die oorspronklikes is uitstekend. En alhoewel die Tosius en die Kloete-beruiming die Geneefse tradisie volg, was die oorspronklike Geneefse psalms, wat in Frans uitgebring was, baie goed. Die oorspronklike Geneefse psalms was uiters goed, want dit is baie skrifgetrou. En Johannes Calvijn het dit self oorsien. Die Skotse psalms, soos die naam aandui, was weer deur die Skotse hervormers uitgebring. En was oorspronklik in Engels, nie in Frans, soos die Geneefse psalms nie, en was onder andere onder die invloed van die bekende hervormer John Knox ontwikkel. En wat gebeur het, was dat lande soos Frankryk en die Franse hiergenote, wat nou natuurlik ook Suid-Afrika toe gekom het, en die Nederlanders die Geneefse tradisie aangeneem het van die psalmbundels en die psalmberuiming. En so ook daardie tradisie Suid-Afrika toe gebring het, en ons vind dit vandag nog in die kerk, en baie van die melodieë stem ook nog ooreen met die Geneefse melodieë van daardie tyd. Jy sal baie, veral in die Tosiusberuiming van die psalmboeke, sal jy baie keer onderaan sien dat die melodieë kom uit die Geneefse, oorspronklike Geneefse psalmbundels uit. Die Skotte en die Ire en die Britte, spesifiek van die Presbyteriaanse kerke, het weer die Skotse tradisie gevolg, nie die Geneefse of die Franse tradisie gevolg nie. Hulle het weer die Skotse psalmbundel aangeneem, want dit was Engels. Dit was klaar Engels. En so het dit ook versprei na Amerika, waar baie Presbyteriaanse kerke tot vandag toe nog die Skotse psalmbundel van 1650 sing. En so sien jy dan ook gewoonlik, net vir interessantheid, dat die gemeentes wat die 3 formuliere van eenheid as geloofsbelijdenis bely, maak gewoonlik gebruik van die Geneefse psalms, want dit is dieselfde tradisie waarby dit ontwikkel het, en die gemeentes wat weer die Westminster geloofsbelijdenis bely, soos die Presbyteriaanse kerke, maak weer gebruik van die Skotse psalms. Dit is maar net hoe die tradisie uitgewerk het, en so het die Geneefse tradisie van die psalms ook Suid-Afrika toe gekom, en die Skotse tradisie van die psalms was weer uitgevoer na Amerika toe, en dit word in Skotland ook nog gesing, en in kerke in Ierland ook nog. En alhoewel die Geneefse tradisie van die psalms nie sleg is nie, ons het dit verswak. Dit was oorspronklik baie goed, onder toesig van Johannes Calvijn self, en dit was baie goed, ons het dit verswak. Deur om nie skrifgetrou te bly in ons vertaling en bewerking van die psalms nie, in daardie tradisie nie. Die psalms van Dawid in metrum volg nie die Geneefse tradisie nie, dit volg die Skotse tradisie van die psalms, want so los ons ook al die probleme op waarmee ons vroeër, of wat ons vroeër teëgekom het. Eerstens, dit los die probleem op van moeilike melodieë, wat in baie gevalle begeleiding nodig het om te kan sing, wat ook veroorsaak dat die psalms nie gedurende huisgodsdienst gesing word, indien dit wel moeilik is nie. Dit los daardie probleem op. En dit is 'n probleem, want psalmsang is kardinaal, veral wanneer dit kom om ons kinders die Bybel te leer.
Dit moet maklik wees om te sing, want dit is noodsaaklik om dit te kan sing, om ons kinders te kan leer. En hoe ons psalmbindel, of althans die psalms van Dawid en Metrim, die probleem oplos, en wat uniek is aan die Skotse tradisie, wat jy nie onder die Geneefse tradisie kry nie, is die feit dat dit al die psalms in Metrim vasvang. Of althans, soos dit genoem word, dit word in algemene maat gesing. Nou wat is metrum, of althans wat is algemene maat? Algemene maat, of common meters, soos dit genoem word in Engels, is 'n vasgestelde hoeveelheid lettergrepe. En wat dit beteken is dat vir elke stanza is daar net 4 lyne, en daardie 4 lyne bestaan uit die lettergrepe. Die eerste lyn is 8 lettergrepe, die tweede lyn is 6 lettergrepe, die derde lyn is weer 8 lettergrepe, en die vierde lyn is weer 6 lettergrepe. Dit is algemene maat. Dit is common meter. Dit is die psalms van Dawid in metrum. Met ander woorde, daar is 4 lyne in elke stanza. Die eerste begin met 8, die tweede is 6, die derde is 8, die vierde is weer 6 lettergrepe. Met ander woorde, dit volg die formaat van 8-6-8-6. 'n tipiese voorbeeld van algemene maat, wat nou nie 'n psalm is nie, maar is wel 'n goeie voorbeeld om te gebruik, is die gesang Genade onbeskryflik groot. En ons kan dit hierso sien, daar is ons die eerste 2 stanzas van Genade onbeskryflik groot. Elke stanza bestaan uit 4 lyne en is in algemene maat geskryf, waar die lettergrepe die formaat van 8-6-8-6 volg. En ons kan dit saam lees. Die eerste lyntjie is Genade onbeskryflik groot, dis 8. Het U aan my bewys, dis 6 lettergrepe. Verlore seun 'n wegloop kind, daar's 8 lettergrepe. Weer in die Vaderhuis, 6. En die volgende is dieselfde. Ek is die naam van kind nie werd, dis 8 lettergrepe. Wou self my sake reël, 6. My lewe, kanse, tyd en geld, 8. Is nutteloos verspeel, 6. En wat die Skotse tradisie van die psalms doen is, dit volg hierdie algemene maat van 8-6-8-6 vir elke psalm. Elke psalm. En wat dit doen is eerstens, dit beperk hoe moeilik 'n dingetjie kan wees. Dis die eerste ding wat dit doen. Dit beperk hoe moeilik 'n dingetjie kan wees. Want jou dingetjie moet pas by die lettergrepe of by die formaat van 8-6-8-6. Jy kan nie 'n komplekse dingetjie skryf nie, want dit moet pas en inwerk by 8-6-8-6. So dit beperk hoe kompleks jou dingetjie kan wees. Maar tweedens wat dit ook beteken is dat as jy net een dingetjie ken, kan jy letterlik al 150 psalms met net daardie een dingetjie sing. As jy net een dingetjie ken, ek sê weer, kan jy letterlik al 150 van die psalms met net daardie een dingetjie sing. Want dis dieselfde hoeveelheid lettergrepe. Nou dit mag dalk eentonig raak om al 150 psalms met net een dingetjie te sing, maar jy kan dit doen as jy wil. As jy net een dingetjie ken, dan kan jy dit doen as jy wil. Jy kan nog steeds letterlik al die psalms sing met net daardie een dingetjie. En dit is hoekom wanneer jy na Presbyteriaanse psalmbindels kyk, wat die Skotse psalm gebruik, of die Skotse Psalter, soos hulle dit noem, van 1650 gebruik, dan is die blaaie in 2 verdeel. En ek het 'n voorbeeld hierso. Hierso is 'n Skotse psalm wat in Presbyteriaanse kerke gebruik word. En julle sal sien, die boonste blaaie is los van die onderstes. Want jy kan enige van hierdie dingetjies gebruik vir enige van die psalms. Want al die psalms hier aan die onderkant, die onder is die woorde, die bo is die melodie. Al die psalms hier aan die onderkant is in algemene maat geskryf. Dis 8-6-8-6. So jy kan letterlik enige van die dingetjies gebruik, en jy kan kies wat 'n dingetjie, en jy sal baie keer sien as jy na 'n Presbyteriaanse preek kyk, sal jy sien, hulle sê, ons sing hierdie psalm en ons gaan sing met hierdie dingetjie. So hulle sal vir jou sê, blaai na hierdie psalm toe, en kom blaai na hierdie dingetjie toe, gaan gebruik ons hierdie dingetjie vir hierdie psalm. En dis hoekom hulle dit kan doen. Hulle kan dit doen, want jy kan enige van die dingetjies vir enige van die psalms gebruik.
Want almal is 8686. Nou in die Psalm van Dawid in Metrum, soos ons het, het ons 'n spesifieke dientjie aan elke Psalm toegeskryf. Daar's 'n dientjie by elke Psalm. En ons blaaie is nie in 2 gedeel soos hierdie een is nie. Maar jy hoef nie daardie dientjie te gebruik nie. Jy kan enige van die ander dientjies gebruik as jy wil. Enige van die ander dientjies gaan werk by enige van die ander psalms. Ja, ons het 'n spesifieke dientjie aan 'n spesifieke psalm toegeskryf, maar jy hoef nie daai dientjie te gebruik nie. Jy kan enige dientjie gebruik, solank dit 'n 8686 dientjie is. 'n algemene maat dientjie is. Elke enkele psalm is in algemene maat beruim. Wat beteken? Dat as jou kinders net die dientjie van genade onbeskryflik groot ken, en as jy net die dientjie van genade onbeskryflik groot ken, kan jy al die psalms met hulle sing, net met daai dientjie, want dit is 'n algemene maat dientjie. Die psalms van Dawid en Metrum los dus die probleem op van moeilike melodieë en dit maak dit maklik om die psalms te sing vir ons huisgodsdiens. Die tweede probleem wat opgelos word deur die psalms van Dawid en Metrum is die beruiming en die bewoording van die psalms. Die psalms van Dawid en Metrum is vanuit die bronteks vertaal en is geskryf vanaf die oogpunt of vanaf die uitgangspunt dat skrifgetrouheid nie prysgegee gaan word vir digkuns nie. Dit is die benadering wat ons gevolg het. Ons gaan nie skrifgetrouheid prysgee vir digkuns se onthawe nie. Ons het eerder 'n swak beruiming, ons is getrou aan die skrif, as wat ons 'n goeie beruiming het, maar ons wyk ver weg van die skrif. Verder, en wat ook uniek is aan die Skotse tradisie van die psalms, is dat die verse van die psalms in die Bybel stem ooreen met die verse van die beruiming. Ek sê weer, die verse in jou psalmboek, in hierdie boek, die verse stem ooreen met die verse van die Bybel. Elke een. So as jy byvoorbeeld die beruiming van Psalm 10 vers 2 van jou Bybel in jou psalmbundel soek, dan gaan jy na Psalm 10 vers 2 toe. As jy die beruiming van Psalm 50 vers 3 soek, dan gaan jy na Psalm 50 vers 3 toe in jou psalmbundel. En die twee gaan ooreenstem. Die versnommers stem ooreen, sodat dit maklik is om te kry. Sodat ons nie sit met die probleem wat ons nou mee sit het, dat ons nie eens weet wat ons besig is om te sing nie. Die Geneefse verse stem nie ooreen met die verse van die Bybel nie, maar die Skotse tradisie doen. En so ook in ons psalmboek, die psalms van Dawid en Metrum, aangesien dit vanuit die Skotse tradisie geskryf is. En wat ons ook verder besluit het, is om dieselfde versnommers te gebruik as in die ou vertaling, want soos julle sal oplet, die ou vertaling se versnommers van die boek van Psalms korreleer nie noodwendig met die versnommers van nuwer vertalings se benommering van die verse nie. Sowel as die feit dat ons ook die ou vertaling gebruik, so aangesien ons die ou vertaling gebruik en meeste gereformeerde kerke die ou vertaling gebruik, sou dit goed wees om 'n psalmboek te hê waar die versnommers ooreenstem met die ou vertaling se versnommers. So ons het daai besluit ook geneem, alhoewel dit nie die ou vertaling as die bronteks gebruik het vir die beruiming nie. Het ons tog steeds die versnommers gehou. Maar hier is 'n voorbeeld van die psalms van Dawid en Metrum, en ek wil weer Psalm 69 aanhaal, en die bewoording gaan nie noodwendig 100% ooreenstem met die bewoording van die ou vertaling nie, aangesien ons nie die ou vertaling as 'n basis gebruik het vir die beruiming nie, ons het die bronteks gebruik as 'n basis vir ons beruiming. Maar die ou vertaling is wel 'n goeie letterlike vertaling, so jy gaan wel die ooreenkoms sien tussen ons beruiming en die ou vertaling wat ons dan nou hierso het. So daarso sal julle sien, ons kan dieselfde oefening hier doen as wat ons voorheen gedoen het, naamlik deur om die vraag te vra, watse verse van die Bybel aan die regterkant word verteenwoordig deur die beruiming aan die linkerkant. En is nie moeilik om te sien nie. Ek kyk net na die versnommer.
Vers 4 aan die linkerkant stem ooreen met vers 4 aan die regterkant. Vers 5 aan die linkerkant stem ooreen met vers 5 aan die regterkant. Ekskuus, had ek nou nog daai ding onderstreep gehad, hy moet nie onderstreep wees nie. Dit is nie moeilik om te sien nie, want die verse stem 100% ooreen. En die betekenis van die Hebreëus word nie prysgegee vir digkuns se onthaalwe nie. En so sal julle ook oplet, dat die derde stanza, daai laaste vers, as jy wil, die derde stanza nie 'n versnommer het nie. Julle sien, daar's vers 4, daar's vers 5, die volgende vers het nie 'n versnommer nie. Hoekom nie? Want vers 5 is 'n lang vers, soos jy dit sal sien aan die regterkant. Hy het 2 stanzas nodig om vers 5 vas te vang. En dis hoekom ook as jy in die Psalmboek kyk, sal die versnommers baie keer op vreemde plekke verskyn. Dis omdat die verse of te kort is of te lank, so die verse loop oor na 'n volgende lyn toe, of jy met 2 verse in 1 stanza inwerk, omdat dit kort verse is. Maar as jy wil weet, waar word vers 5 gesing aan die linkerkant? Dis daardie 2. En jy sal sien, dat die bewoording is ook baie akkuraat. Ons kyk byvoorbeeld vers 4, aan die regterkant, die ou vertaling, ek is moeg van my geroep, my keel brand, my oë versmag terwyl ek wag op my God. Vers 4 in die beruiming, ek is moeg van al my geroep, my keel is uitgedroog, my oë kwyn weg terwyl ek op my God wag ewig hoog. Dit is dieselfde betekenis. En dit is baie na aan die letterlike vertaling. En jy sal sien dieselfde is die geval vir vers 5 ook. En elke ander psalm van al 150 psalms. Nie net weet jy presies waar dit wat jy sing in die Bybel staan nie, dit stem ook ooreen met dit wat jy daar gaan lees, want dit is skrifgetrou. Dit gaan ooreenstem met die betekenis van 'n skrifgetrou. En meer as dit, weer eens, jy kan enige deentjie gebruik wat die algemene maat volg om hierdie te sing. Soos byvoorbeeld die deentjie van genade onbeskryflik groot. Want as jy dit gebruik, kan ons Psalm 69, soos dit in die psalms van Dawid en Metrum is, sing met die deentjie van genade onbeskryflik groot. Ek is moeg van al my geroep, my keel is uitgedroog, my oë kwyn weg terwyl ek op my God wag ewig hoog. Dis 8686. Ek kan elkeen van die psalms met net daai dingetjie sing. Of enige ander dingetjie wat in 8686 formaat is, algemene maat is. En hier is die geval vir al 150 van die psalms en die psalms van Dawid en Metrum, waar Psalm 119 ook in 22 aparte psalms of beruimings ingedeel is. Met ander woorde, daar is 171 liedere dan al te saam om te sing. En al het ons 'n unieke deentjie aan elkeen van daardie 171 psalms gekoppel of toegeskryf, jy kan letterlik almal sing met net die een deentjie wat jy wel ken. Maar terug by die punt, die psalms van Dawid en Metrum leer ons dus, sowel as ons kinders, dit leer ons die Bybel. Dit leer ons die Bybel. Want dit is aansienlik meer skrifgetrou en vanuit 'n praktiese oogpunt korreleer die versnommers ook met dit wat ons in die Bybel gaan kry. Ons sing elke aand, ek en my gesin, hierdie psalms as deel van ons huisgodsdiens. En ek kan 'n psalm uit die Bybel aanhaal en my kinders weet presies wat 'n psalm dit is wat ek besig is om uit die Bybel uit aan te haal, omdat ons dit elke aand sing. En hulle weet wat 'n psalm dit is, omdat dit so nou ooreenstem met dit wat in die Bybel staan, met die bewoording van wat in die Bybel is. Maar hulle sou dit nie kon doen as ons elke aand die kloete of die Tosiusberuiming gesing het nie. Want dit is nie nou verwant aan dit wat ons in die Bybel lees nie. Dit stem nie so nou ooreen dat hulle weet wat dit is wat hulle besig is om te sing nie. Inteendeel, ek wys vir julle 'n slide en julle kan dit nie eens kry nie.
Die psalms van Dawid en Metrum los dus nie net die praktiese moeilikheid op van die melodieë nie, maar ook skrifgetrouheid. En laastens die kwessie van kopiereg, alle respek weer eens aan die doppers wat die Tosiusberuiming vrylik beskikbaar maak aan al die gemeentes om te gebruik. Dit wil gedoen wees. Die melodieë wat daarmee gepaard gaan, is ook hoofsaaklik kopieregvry, aangesien dit in publieke domein is, omdat dit van die 15 en 1600 van die Geneefse psalms afkom. Die Kloeteberuiming en baie van die melodieë wat daarmee gepaard gaan aan die ander kant is 'n ander storie. Weer eens, ek is van die oortuiging dat geen Christelike hulpbron behoort enige kopiereg te hê nie. En weer die mense wat die tempel van God 'n den van rowers maak. Die psalms van Dawid en Metrum is 100% kopieregvry. 100% kopieregvry. Nie net mag enige iemand of enige kerk die boek net so vat en vir hulle self druk nie, ons maak ook al die hulpbronne beskikbaar indien jy die materiaal wil gebruik en dit in jou eie formaat wil saamstel. Of as jy ander melodieë wil gebruik vir die beruiming. Met ander woorde, as jy wil, kan jy self dit laat druk soos hierdie gedruk is. Ons maak die hulpbronne beskikbaar sodat jy dit kan druk soos hierdie, dat daar 'n aparte blaadjie is vir die melodie en 'n aparte blaadjie onder vir die woorde, as jy dit so wil doen. Ons maak daai hulpbronne vir jou beskikbaar. Nou as jy gaan na die webtuiste www.psalms.co.za, dan word jy ontmoet met hierdie skerm. Dit is psalms.co.za. Dis 'n wonder dat hierdie domein nie gevat was nie. Gewoonlik is algemene webtuistes klaar gevat deur iemand. Psalms.co.za was wonderbaarlik. Ek wil byna sê bonatuurlik beskikbaar gewees, aangesien niemand dit al gevat het nie. En dan word jy ontmoet met hierdie skerm. Daarso, in rooi gesirkel, word vir jou gesê wat se psalm jy vir die dag met jou familie kan sing. In hierdie geval staan dan nou, sing vandag saam met jou familie Psalm 143. Daar word vir jou gesê wat jy die dag met jou familie kan sing vir huisgodsdiens en dit verander ook elke dag. Maar so weet jy ook wat se psalms die res van jou gemeente met hulle families gesing het die week, as jy dit ook gesing het. En jy kan selfs dan van hierdie psalms wat jy weet julle die week gesing het as 'n gemeente, vir julle Sondagliedere gebruik, want jy weet jou gemeente het dit gesing, of het geleer ten minste daardie week. En dit sal bekend wees vir die gemeente as mense dit hierdie week gesing het saam met hulle families. Hier kan jy die psalm kies, al 150 of een van die 150, insluitend die 22 van Psalm 119. Hier kan jy kies hoeveel stanzas jy wil sing, want van die psalms is redelik lank, jy wil nie noodwendig 80 verse sing nie. So jy kan kies hoeveel verse jy wil sing. En hier is hoe het lyk as jy 'n psalm gekies het. En die hoeveelheid stanzas wat jy wil sing, in hierdie geval Psalm 8, en hoeveel jy wil sing. Daar het ons 5 gekies. En dan wat dan gebeur is, jy druk op speel psalm, en die dingetjie gaan 5 keer herhaal, as jy 5 verse gekies het om te sing. Dan gaan die dingetjie 5 keer herhaal, as jy op speel psalm druk. Jy sal sien, die note gaan verskyn, en die woorde gaan ook verskyn. Hang af wat se psalm jy gekies het. So jy kies die psalm, jy kies hoeveel verse jy wil sing, of stanzas jy wil sing, dit kom op, as jy op speel psalm druk, dan gaan die dingetjie speel vir die hoeveelheid kere, wat jy gesê het, verse jy wil sing. Terug by kopiereg. Hier kan jy klik aan die regterkant, en daar staan klik hier om PDF af te laai, indien jy self die psalmbundel wil druk, kan jy dit daar aflaai, en jy kan dit druk vir jou gemeente, of selfs vir jou eie gesin as jy wil. Alles is vry om te gebruik, beide die woorde, sowel as die melodieë. En kom ons sê vir argumentsondawe, dat ons dalk 'n dingetjie oorgeslaan het,
Ons het dalk gedink 'n dingetjie is kopieregvry terwyl dit nie is nie. Kom ons sê ons het dalk daai fout 1 of 2 keer gemaak. Dis nie 'n probleem nie. Want jy het meer as 100 ander dingetjies waarvan jy kan kies. As jy dalk toevallig op een afkom wat nog kopiereg het. Dit is nie 'n probleem nie. Want jy kan enige van die ander melodieë gebruik wat nie onder kopiereg is om dieselfde psalm te sing. Verder, indien jy nie hou van die formaat hoe ons die boek saamgestel het nie, dan kan jy hier gaan druk. En op daai skakel staan daar, jy kan dit nie so mooi daar sien nie, daar staan materiaal vir selfdruk van psalmboeke. En daaronder sal jy die skakels vind waar jy die woorde afsonderlik vir elke psalm gaan kry. Jy gaan die note apart kry vir elke psalm. Jy gaan die dingetjies in MIDI en MP3 formaat kry. Jy gaan die psalmboek in PDF formaat kry en jy gaan die psalmboek in Word dokument formaat kry, sodat jy dit kan verwerk. Dan kan jy dit edit soos wat jy wil. Dit is nie 'n PDF wat jy nie kan bewerk nie. Jy kan letterlik die Word gaan download, die Word dokument gaan download van hierdie boek en jy kan dit groter of kleiner of 'n ander formaat maak as jy wil. Dit is klaar daar, jy hoef net te verander. Dit is daar vir almal om vrylik te gebruik. Alles word vernuut beskikbaar gemaak. Al die hulpbronne is daarso om dit maklik te maak om te gebruik. Of selfs as kerke hulle eie name op die voorblad wil sit, dan kan hulle dit doen. En self laat druk en sovoorts. Al wanneer toestemming gevra moet word, is wanneer die woorde verander word, want ons wil nie hê die skrifgetrouheid moet belemmer word nie. So as jy die woorde wil verander, dat weet ons, want dalk wil ons ook die woorde verander, om dit meer skrifgetrou te maak. Maar as jy dit minder skrifgetrou wil maak, dan wil ons ten minste die reg hê om te sê, nee, jy gaan dit nie doen nie. En verder, wanneer dit herproduseer word, moet ons kontakbesonderhede ten minste net voorin verskyn, sodat ander mense ons kan kontak, indien hulle voorstelle het of veranderinge wil maak. Maar jy kan die formaat self verander soos wat jy lus kry, solank jy nie die woorde verander nie. En laastens, niemand mag 'n wins maak uit hierdie boeke nie. Die koste om dit te druk en die koste om dit te versprei mag wel verhaal word. Maar die punt is, almal mag dit gebruik. Dit is verniet, sodat niemand ons ooit of enige ander gemeente ooit met lisensiekoste kan dreig nie. En my hoop is dat nie net gemeentes sal terugkeer na psalmgesang nie, maar ook gesinne, want ek dink dit word skaars. Insluitend die kloete, insluitend die toesiesberuiming, ek dink dit word skaars in huise gesing. En dit is my hoop met hierdie, dat ons gesinne weer die psalm sal leer ken, dit sal sing, sodat ons die woord kan ken, sodat hulle, wat kinders van die verbond is, die woord kan ken. En daar is ook nie meer 'n verskoning om dit nie te doen nie. Hier is alles beskikbaar. Alles is beskikbaar. En my hoop is ook wanneer gemeentes dan terugkeer na psalmgesang, dat dit skrifgetroue psalmgesang sal wees. En dit is die psalms van Dawid in Metrum. Dit is die probleme met dit wat tans bestaan in die psalmboeke. En ek glo ook daardie probleme word geadresseer in die psalms van Dawid in Metrum. Die dingetjies is eenvoudig. Dit is skrifgetrou, dit wyk nie af van die betekenis van die woord nie. Dit is maklik om te sien wat se deel met wat se deel van die Bybel ooreenstem. En daar is nie kopiereg nie. Almal kan dit gebruik. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die feit dat U vir ons hierdie gawe gee van die hele boek, 'n hele psalmbundel om te kan sing. Here, sodat ons kan weet wie U is. Sodat ons kan leer wie U is. Sodat ons kan verstaan waarin U 'n behaag het en waarin U nie 'n behaag het nie. Here, ons leer so baie deur die psalms alleen. En Here, mag hierdie hulpbron 'n seën wees, Here, nie net vir ons as 'n gemeente nie, maar vir alle gemeentes reg oor hierdie land. Nie vir ons eer nie, Here,
maar ter eer en verheerliking van U heilige naam, sodat daar reformatie in hierdie land sal plaasvind, sodat mense sal terugkeer na U toe, o Heer, en U sal ken, soos wat U Uself aan ons openbaar in U woord. Dit is ons gebed, o Here. Mag ons werk nie te vergeefs wees nie, maar Here, mag dit uitgaan, mag die saad op goeie grond val, en mag dit vrug dra. Want dit is immers U woord. Mag U naam verheerlik word, o Heer. In Jesus se naam alleen vra ons dit. Amen.